In hierdie video gaan ons kyk na al die eksponentwette en definisies gemeng. In totaal het ons na 4 eksponentwette en 2 definisies gekyk. Die eerste wet was die maalwet, waar ons dieselfde grondgetalle maal deur die eksponente bymekaar te tel. Die tweede wet was die deelwet, waar dit weer gehandel het oor dieselfde grondtal, maar wanneer ons deel, trek ons dan die eksponente van mekaar af. Wet 3 het gesê dat wanneer daar een grondtal met 2 eksponente is, ons daardie eksponente met mekaar maal. En wet 4 het gehandel oor 'n produk van verskillende grondtalle, wat selfs ook gedeel kon word. En dit het gesê dat daardie eksponent dan by elke grondtal toegepas moet word. Dan het ons gekyk na die definisies en eerste het ons gesê dat enige iets tot die mag 0 'n waarde van 1 het. En ons het ook gesê dat jy 'n negatiewe eksponent kan herskryf deur die grondtal sowel as eksponent tussen die noemer en die teller kan wissel. Kom ons gaan kyk na toepassings. In die voorbeelde is die instruksie steeds vereenvoudig en laat jou antwoorde met positiewe eksponente. Ek herinner jou dat eksponentwette en definisies in enige volgorde toegepas kan word. Ek verkies om altyd eers my 0 eksponente te herskryf. Die y tot die mag 0, sowel as die hele hakkie, wat tot die mag 0 is, het eintlik 'n waarde van 1. So in my eerste stap gaan ek hierdie 2 waardes verander na 1. Ek gaan dus hê 4x tot die mag minus 2 maal 1, wat ek nie eers gaan skryf nie, want dit het geen invloed. Die middelste produk bly eers net so, en dit word dan gemaal met die derde produk, wat ek ook nie eers hoef te skryf nie, want weer eens maal ek met 1. Nou gaan ek my eerste eksponentwet of my maalwet gebruik. Voor dit gaan ek die konstantes gewoonweg maal en sê 4 maal 3 is 12. As ek dan nou my maalwet gebruik, gaan ek fokus op die grondgetalle wat dieselfde is en sê ek het minus 2 plus 3 wat vir my x tot die mag 1 gee. Daar is slegs een grondtal y en dit bly y tot die mag minus 6. Al wat nou oorbly om te doen, is om seker te maak dat alle eksponente positief is. Hier het ek op die oomblik y tot die mag minus 6, wat nou herskryf moet word. Die 12, sowel as die x tot die mag 1, het reeds positiewe eksponente, maar die y tot die mag minus 6 gaan ek in die noemer skryf as y tot die mag plus 6. In voorbeeld 2 kan jy nou kies om eers die deelwet toe te pas of om eers die negatiewe eksponent definisie te gebruik. Ek gaan heel eerste van die negatiewe eksponente ontslaa raak, so die minus 12 wat 'n positiewe eksponent het, sowel as die y tot die mag 3 en die 4 bly net so. Die x tot die mag minus 5 wat in die teller is, gaan ek nou skuif na die noemer om die eksponent positief te maak. Net so gaan ek die x tot die mag minus 7 wat in die noemer is, nou na die teller skuif en so ook die y tot die mag minus 2 wat in die noemer is, na die teller skuif. Nou kan ek met die minus 12 gedeel deur 4 gewone vereenvoudiging doen en minus 12 gedeel deur 4 is minus 3. Dan gaan ek my deelwet toepas by die x'e en daarvoor gaan ek die eksponente van mekaar aftrek en eindig met x tot die mag 2. Laastens gaan ek dan vir my y's die maalwet toepas en daarom het ek die eksponente by mekaar getel om 5 te kry. In voorbeeld 3 het jy nou weer 'n verskeidenheid van opsies. Jy kan eers binne in die hakkie vereenvoudig of eers die negatiewe eksponent aan die buitekant herskryf. Ek gaan hier eers binne in my hakkie
vereenvoudig en die minus 2 net so los. Binne in die hakkie kan 4 op 10 vereenvoudig word na 2 op 5. Die x tot die mag 3 gaan ek net so hou en dan sal jy sien daar is 'n negatiewe eksponent binne in die hakkie wat ek dan nou gaan herskryf as y tot die mag 3 in die teller. In my volgende stap gaan ek dan nou van die negatiewe eksponent in die buitekant ontslaa raak. Om 'n negatiewe eksponent te herskryf as 'n positiewe eksponent, weet ons nou reeds dat die waardes vanaf die teller na noemer of noemer na teller moet verskuif. En hier geld dit nou vir elke liewe grondtal. Dus gaan die 2, die x tot die mag 3, sowel as die y tot die mag 3, nou na die noemer skuif, en die 5 wat in die noemer was, na die teller skuif. Nou kan ek net die tot die mag 2 vir elke grondtal toepas volgens wet 4. Daarom gaan ek hier 5 tot die mag 2, wat 25 is, 2 tot die mag 2 is 4, x tot die mag 3 tot die mag 2, gaan ek volgens wet 3 die eksponente maal om 6 te kry, en dieselfde geld by die y.